Voordat jy ooit aan God gedink het, het hy reeds aan jou gedink. Nog voor die skepping van die wêreld het hy jou in Christus uitverkies. Dit is nie sommer 'n mooi gedagte nie, dit is 'n werklikheid wat jou hele lewe verander. God se liefde vir sy kinders is nie 'n nagedagte nie, dit was van ewigheid af sy plan. Jy kan dit vir jouself gaan bevestig deur Efesiërs 1 vers 4 te lees. Die mees bekende teks in die Bybel, Johannes 3 vers 16, word deur die eeue reeds beskou as 'n bondige opsomming van die hele woord van God en sy reddingsplan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun, sy unieke seun, gegee het. Die kruis was nie God se plan B nie, dit was sy hart van die begin af. Sy liefde het hom gedring om sy seun te stuur, sodat ons, jy en ek, die lewe kan hê. En God se plan is nie net iets van die verlede nie. Vandag nog beskerm hy die wat hom liefhet. In Psalm 145 vers 20 lees ons: Die Here beskerm almal wat hom liefhet. Hy kyk uit vir jou. Hy dra jou belange op sy hart. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Lees gerus Romeine 8 vers 28 hieroor. Jakob het dit eerstehands beleef. Laban, sy skoonpa, het hom bedrieg, uitgebuit en probeer beroof, maar God het vir Jakob gesorg. Wat Laban vir kwaad bedoel het, het God ten goeie laat meewerk. Gaan lees gerus daardie interessante stukkie geskiedenis in Genesis 30. Miskien voel dit vandag asof omstandighede teen jou draai, of alles teen jou is. Mense kan teleurstel, hulle kan jou selfs benadeel, maar God se liefde faal nooit nie. Hy verloor nie beheer nie, en hy vergeet nie van jou nie. Die grootste vraag is nie of jy sterk genoeg is nie. Die vraag is of jy rus in sy liefde. Want wanneer jy weet hoe lief God jou het, verander alles. Glo jy werklik dat God jou liefhet? Dat hy jou beskerm en vir jou sorg, soos in regtig glo? Kom ons bid daaroor. Here, baie dankie dat U my eerste lief gehad het. Help my om vandag in U liefde te rus en volkome te vertrou dat U in U liefde my ook beskerm en vir my sorg. Amen.